Goeiemôre vriende, dit is Woensdag 13 Mei 2026. 'n wonderlike dag. Mag julle ook hierdie dag, liewe vriende, uitkoop. Mag dit ook 'n dag wees wat jy vir die Here vra, Here, wat kan ek hierdie dag vir U doen by my werk, in my huwelik, daar waar ek met mense omgang het. Kom ons vra dit van Here, vriende, en dan nooi ek julle uit na môreoggend se hemelvaartsdiens toe, 8:00 die oggend by ons in die kerk. Ek het al 'n hele paar keer vir julle gesê, kom ons maak 'n statement, kom laat by die werk aan, kom 10:00 by die werk aan, sê vir jou werkgewer die dag voor die tyd dat jy dit gaan doen. As mense vir jou vra, kom as jy laat, sê vir hulle jy was hemelvaartsdag vir jou 'n belangrike dag. As nie verlede was dit 'n vakansiedag geweest. Ek dink is beter nou dat dit nie 'n vakansiedag is nie, in die sin dat ons dit dan nie net as vir 'n lekker pretdag beskou nie, maar regtig 'n dag waarop ons kan dink. So kom vriende, kom maak 'n statement, kom 'n bietjie vroeër. Ek weet die verkeer is hektiek. Ons sit 'n bietjie rustig in die kerk, so min tyd dat ons 'n bietjie met rustigheid kan omgaan in hierdie wêreld. Kom ons sit 'n bietjie rustig in die kerk en kom raak bewus van die Here se nabyheid op 'n wonderlike manier. Kom ons maak dit die oë toe. Heilige Vader, lewende Skepper, almagtige God. Dankie dat ons U mag aanbid as swakke, sondige, verloste, sondige mense. Dankie dat U deur Christus altyd met liefde en sagtheid na ons kyk, omdat Hy 'n volkomme versoening vir al ons sondes gebring het. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, nou gaan ons aan hierso, maar hierdie gedeelte is vir my baie mooi en ek gaan hom net vir julle lees, want Paulus is my kostelik eintlik in hierdie klein briefie aan Filemon. Ons het al vir mekaar gesê, Filemon is hierdie ryk Christen, vriende, heel moontlik wat in Kolosse bly, welgestelde Christen, en wat baie keer in sy huis by mekaar gekom het, ons vir mekaar gesê, Filemon, Onesimus, sy slaaf het weggevlug van hom af, en hy het op die ou en het hy vir Paulus ontmoet in die tronk, en Paulus stuur hom terug na Filemon toe met hierdie brief wat hy moet lees, en ek vra eintlik vir Filemon om hom te ontvang, en kom ons lees nou verder. Nou kom sê hy hierso, ons het 'n bietjie stil gestaan waar Paulus gesê het, elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys het. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee. Ons het 'n bietjie daar gepraat gister, en al die goeie dinge wat ons vir Christus Jesus kan doen. Nou gaan ons aan by vers 7. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. So Paulus sê al die geweldige positiewe wat hy sê. En dan, liewe vriende, kom sê hy die volgende. Daarom al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys. Nou kom hy terug, Paulus het altyd so 'n bietjie 'n laaitjie ingehaat. Daarom al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou, op grond van die liefde, Hy het net gesê, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. Nou sê hy, 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ek doen 'n beroep op jou, Filemon, in belang van my kind Onesimus wat nou 'n slaaf weggevlug het, Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir my nie vir jou bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel as vir jou as vir my, skryf Paulus in die briefie aan Filemon. Ek stuur hom na jou toe terug, en my hart gaan saam met hom. Wat my betref, ek sou hom graag by my hou, sodat hy my in jou plek kan dien, terwyl ek ter wille van die evangelie gevangene is. Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, want dit was nou Filemon se slaaf, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. So Paulus begin klaar van hom sê, hy verwag eintlik 'n weldaad van hom, maar hy moenie dit hoop nie, dis onder dwang net, met hy vrye keuse wees. So Paulus is nou al op pad met Filemon weet nog nie waartoe is Paulus op die briefie op pad met hom nie. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou al weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry, kom sê Paulus. Nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my, kom sê Paulus. Onesimus was 'n besonderlike geestelike broer vir hom.
Hoeveel te meer sal hy dit nie dan vir jou wees nie, as mens en as broer van die Here. Nee, kom sê, wys hom daar, kom sê hy vir Morie, Onesimus wil ek terugstuur, ongelooflike bydrae vir jou lewer, maar nie meer as 'n slaaf nie, maar nou is 'n medebroer. Ja, dis, kom sê Paulus. As jy my as deelgenoot in die geloof beskou, so Paulus sê, Filemon, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, as jy my beskou as 'n medebroer in die geloof, ontvang hom net soos jy my sou ontvang, kom sê Paulus. So Paulus kom sit hom eintlik baie op die spot daar, maar ek gee hom amper half nie 'n keuse nie wanneer hy dit vir ons sê nie, dan kom sê hy. As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. En dan sê Paulus, hier skryf ek, Paulus met my eie hand, ek sal betaal, sê Paulus. En dan hoor hoe hy is amper 'n manipulasie, wat hy doen hierso met Filemon wil sê. Hy sê, ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy op my te dank het. Dit Paulus sê, hoorie, so ek wil nou nie jou manipuleer nie, ek wil jou nie in 'n blik druk nie, ek wil jou nie in die oë steek, maar hoorie, ek wil hom net vir jou kom vertel, jy moet nou een ding onthou, dit wat jy is, het jy eintlik aan my te danke, né? Eintlik weet jy, Filemon, het jy nie baie groot van 'n besluit of 'n keuse hierso nie, Filemon. Amper dit wat ek hoor by Paulus. Ja, broer, in die naam van die Here bewys my hierdie guns, né? So Paulus wil die guns sê, hy wil hê dat Onesimus nie meer 'n slaaf moet wees nie, maar 'n medebroer saam met Filemon. Dit beteken dat hy moet vryskeld van slaafskap. Maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou in die vertroue dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God in antwoord op hulle gebede my aan julle sal teruggee. Nee, so Paulus, dis vir hom sommer uitgemaakte saak, dat so dit is, en dan gaan Paulus sommer net daar. Epafras, wat saam met my terwille van Christus Jesus gevangen is, stuur vir jou groete. Ook my medewerkers Markus, Aristarchos, Demas en Lukas stuur groete. Die genade van die Here Jesus Christus sal by julle wees. Ongelooflike briefie. Dit is so tjoep. Om sê hy vir Filemon, hoor so maat, alles het jy eintlik aan my te danke. Ek hoor 'n klompie pragtige mooi goed vir jou. Onesimus het vir jou weggevlug, was 'n slaaf, maar ek wil hê jy moet hom terug vervang, nie meer as 'n slaaf nie, maar as 'n medebroer. En baie dankie jy hierdie guns aan my bewys. En so by the way, kom sê hy vir hom hierso, hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God 'n antwoord op julle gebede my aan julle sal teruggee. Amazing briefie wat Paulus sommer so vinnig vir Filemon skryf, né? Ag, my 5 sent 'n dag, vriende, mag julle God se liefde ervaar, mag julle sy ongelooflike genade ervaar, en sy, vriende, bo wat ons kan dink, teenwoordigheid deur die Heilige Gees in jou lewe ervaar. Amen.